Jesus sê in Matteus 6 vers 16, as julle vas, moet julle nie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek julle, sê Jesus. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy vas, moenie met lang gesigte rondloop nie, sê Jesus, want dan het jy jou beloning klaar weg. Wat is jou beloning? Alle mense gaan na jou kyk en sê, wow, hy is so 'n goeie Christen, want kyk, hy vas of sy vas. Nee, sê Jesus, jy wil liewer God se beloning hê en God sal jou beloon as jy vas, sê Jesus. Hoekom moet ons vas? Wel, Jesus het gevas. Onthou julle in die woestyn vir 40 dae het hy gevas ter voorbereiding van sy bediening? Sien, wanneer ons vas, gee ons fisies iets wat ons liggame nodig het, iets waarna ons liggame smag, prys, om vir God daardeur te sê, die geestelike, hy is vir ons belangriker. As jy wil hê jou verhouding met God moet meer intiem wees, as jy nader aan God wil groei, dan moet jy vas. Maar moenie vas sodat jy vir mense daarvan kan vertel nie. Ek weet, jy gaan in 'n groot versoeking wees om vir mense te sê, nee, ek kan nie want ek vas. Jy sien, dan spog jy daarmee. Nee, sê Jesus, moenie dit doen nie. Daar's 'n dogtertjie, sy het 'n paar plastiek parels gehad. Sy het persent gekry ergens en dit was vir haar so kosbaar. Sy het gedink sy is die mooiste dogtertjie in die hele wêreld as sy daai plastiek parels aan en sy wou dit nooit afhaal nie. En een aand toe haar pa in die bed sit, toe sê hy vir haar, hou jy van jou parels? En sy sê, ja papa, my parels is die mooiste parels in die hele wye wêreld. En hy sê vir haar, wil jy nie jou plastiek parels vir my gee nie asseblief? Sy sê, nee, maar papa, jy kan dit nie dra nie, dis nie vir 'n man nie en jy sal nie mooi lyk nie en dit is myne. Ek hou daarvan, ek is lief vir my parels. En haar pa sê toe, nee, dis goed so, maar elke aand het hy haar gevra, wil jy nie maar jou plastiek parels vir my gee nie? En dan elke keer het sy gesê, nee papa, nee, dit is myne, ek hou te veel van my parels. Toe op 'n aand, toe sê sy, papa kan maar my plastiek parels kry, en sy haal dit uit haar bedkassie se laai uit en sy gee dit in haar pa se hande. En haar pa steek sy hand in sy sak. En uit sy sak uit haal hy 'n boksie en hy maak die boksie oop en binne die boksie is daar egte, suiwer parels. Jy sien, ons kos, ons tyd, dit wat ons het, selfs ons geld, is maar plastiek parels vir die Here. Hy vra nie dit van ons omdat hy dit nodig het nie. Hy kan daarsonder. Hy vra dit vir ons sodat ons daardeur vir hom kan wys hy is vir ons die belangrikste. Hy is ons prioriteit, soos wat Jesus sê, ons moet eers God se koninkryk soek. Soek eers God se koninkryk. Dan sal hy al die ander dinge vir ons byvoeg. Daarom wil ek jou aanmoedig, vas. Doen dit eers net vir 'n dag as jy nog nooit voorheen gevas het nie. Kyk hoe dit gaan, of vir 3 dae. En jy sal nie spyt wees nie. Want ons hemelse Vader, wat sien wat verborge is, hy sal jou beloon. Here, dit is vir my so swaar om te vas, is vir my so moeilik, maar ek wil dit doen, want ek wil nader groei na U toe, ek wil U beter leer ken, ek wil eers U koninkryk soek in my lewe. Help my om U vandag die nommer 1 prioriteit in my lewe te maak. Amen.